Amen. U is ingeskakel by die program Encounters. Ek is Desmond Berry. Welkom en opgewonde soos altyd. Ons hart is aan die brand. Het is winter in die Kaap, maar ons harte is aan die brand vir Jesus. Weet jy wat? Ek ontwikkel 'n groter liefde vir God en vir sy woord. Die Here maak nie 'n fout. Ek wil vandag vir iemand sê, God kan nie 'n fout maak nie. Hy is geen mens dat hy iets sal sê en dit nie waar maak nie, of iets beloof en dit nie in vervulling bring nie. Ons gaan vandag, wil ek met die verder praat. Ek praat van 2 weke gelede af praat ek oor, soos dit was in die dae van Noag. En het is laas week gepraat oor the proper food, of food at the proper time. Ek sien hoe hierdie boodskappe in mekaar invleg. Ek sien hoe die Here 'n wekroep uitstuur na sy mense toe in die tyd wat ons in lewe. En ek wil u vra dat ons regtig moet nougeset moet luister of wandel met die Here in 'n tyd soos hierdie. Dit lyk baie kere of die dinge gebeur maar net so, en ons gaan baie kere passively deur die dinge, maar die Here is besig met groot dinge in ons tyd, maar om ook sy mense gereed te kry. En so, ek wil weer vandag met u praat, of kom ek sê liewer oor tema wat ek, of 'n titel wat sê, soos die wyse manne. En ek wil met u lees in Matteus 2, ons gaan so deur 'n paar skrifte gaan, maar ek wil met u vandag gesels, soos die wyse manne. Daar is iets wat ek sien, wat reg deur hierdie 2 na die 3de boodskap toe, soos 'n goue lyn deur hierdie boodskappe gaan, en dit praat oor hoe die Here ons regtig by die plek wil kry, waar ons moet onderskei in 'n tyd soos hierdie. Ons moet verstaan wat God se wil is. Ons moet verstaan dat wat ons inneem, that it is food, the food at the proper time. Amen. En so kom ons lees in Matteus 2, en ek lees vanaf vers 1. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Baie interessante skrif, iets wat die Here glo ek, vir sy mense, ons, wat sy mense is wil leer. Ons lees van hierdie wyse manne, en wat vir my uitstaan hierdie, is dat, hulle sê, hulle soek die koning van die Jode wat gebore is, maar hulle sê ook, hoekom? Hulle sê, want ons het sy ster in die ooste gesien, en gekom om hom hulde te bewys. Met ander woorde, daar was 'n teken gewees, dat die Seun van God gebore is. Ek wil hê jy moet onthou dat die Here sê vir ons die 2 weke gelede, soos in die dae van Noag, so sal het wees by die koms van die Seun van die mens. Dit praat van, daar is duidelike tekens wat ons gaan waarneem, dat die koms van die Here op hande is. En daar is faktore en elemente wat ek in u in gedagte moet hou. Ek sien, ons moet nie toelaat dat die tye, hierdie bose tye, ons mislei en meesleep met die res van die wêreld nie. God is getrou, familie, om te doen wat hy beloof het. En ek wil moet gou blaai na 2 Petrus hoofstuk 3, en dan sluit ons aan by hierdie skrifgedeelte. Ek is ek sien dat die Here is besig met 'n mooi ding. God is besig met 'n geweldige mooi ding. Hoor wat sê Petrus, 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag.
waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waar die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Kom ons gaan aan. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe. Maar nou luister hier, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense, beteken onstandvastige mense, verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Familie, ek wil wys dat God as pertinent as hy besig om vir ons dinge uit te wys, dinge aan ons bekend te maak. Soos ek sê, ek sien dit van 2 weke gelede af, die boodskap van, soos in die dae van Noag. Ek kyk na laasweek, food at the proper time. En ons kom vandag en ons staan stil by soos die wyse manne. Nou, as ons kyk na die wyse manne, daar's 3 kenmerke wat ek gou vinnig wil oor praat. En hierdie kenmerke ek wil die vraag, kom ons maak note, let's take note af. Dit is belangrik vir ek en jou, as volgeling van Jesus om hierdie dinge te verstaan. Daar's iets wat ek en jy kan leer van hierdie wyse manne. Die nommer 1 ding van hierdie wyse manne is, hulle was observerend. Okay, ek gaan dit net gou noem, 1 tot 3. Nommer 2, hulle het die skrifte nagespeur. Ek gaan aanhaal vryliks in Numeri 24 vers 17, sê die woord, uit Juda sal 'n ster kom. Met ander woorde, dit sê vir ek en jou, dat hierdie wyse manne, hulle was nie net observerend nie, maar hulle het die skrifte nagespeur. Nommer 3, hulle het ondersoek ingestel en navraag gedoen. My. Jy sien, die probleem vandag met sommige van ons kinders van God, ons eet alles op soos soetkoek. Met ander woorde, het sê toe sy te veel van ons mense hardloop net waar dit lekker gaan. My God, ek hoop iemand hoor wat ek sê vandag. Ek voel die Here, ek ervaar die Here wil deurdring tot harte van mense vandag. Ek sien net mense val en die musiek is na my wense, dan sê ek dit was geseënd. No. Jesus sê op 'n stadium, hy sê, in daai dag sal hulle vir my sê, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf, in U naam het ons geprofeteer, en hy noem die hele lys op, dan sê die Here, maar dan sal ek vir hulle sê, gaan weg, julle werkers van ongeregtigheid, ek ken julle nie. Ek sien wat die Here eintlik in hierdie tyd besig is om te doen, soos ek die vorige keer gesê het, dat God bring ons by 'n dorsvloer seisoen, waar die kaf van die skoring geskei word. God het sy mense lief, soos in die dae van Noag. Met ander woorde, God het 'n man opgeroep, of 'n man opgerig, om sy volk te spaar van die verderf, om sy volk te spaar van oordeel, omdat God geweet het, die verskillende dinge wat aangegaan het in Noag se tyd, soos wat dit was in die dae van Noag, sê die Here Jesus Christus sê, so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens. Dit beteken, familie, dat die wederkoms van Jesus is op hande, maar met die
koms van die Here, soos in die geval van die geboorte van Jesus, toe die wyse manne die ster sien, so sal dit wees, dat sal tekens wees, dat die koms van die Here is naby. En ek weet, daar's baie mense wat dalk gaan sê, maar ons het dit in die 1990, het ons het gehoor, of in die 90er jare, ons het dit vroeg in die 20er jare, of die 21 eeu gehoor, maar hoor wat sê Petrus, hy sê, die Here is nie, hoor gou wat sê hy, my God, die Here vertraag nie sy belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hoor gou hierso, hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Eintlik wat die Here sê, hy wil hê een mens moet verlore gaan nie. En so nou sê die Here, in die afwagting is dat tekens. Paulus gaan verder, hy sê, hy praat 'n ding, hy sê in vers 16, hy sê, Paulus het van dinge gespreek, wat swaar is om te verstaan, maar nou wat nou gebeur, is dat daar is ongeleerde, onstandvastige mense, wat die skrif verdraai, om mense te verlei, tot hulle eie verderf. Dit praat van die tekens. Ek praat vandag soos die wyse manne, geliefde kind van God. Ek en jy moet by 'n plek kom, waar ons moet gaan ondersoek instel. Ek moet navraag doen. Ek moet observerend is. My God. Jy sien, die een blinde kan nie die ander blinde lei nie. Die Bybel sê, Jesus sê, want dan val al twee van hulle in die sloot. So ek moet seker maak that I eat the food at the proper time. Ek moet seker maak dat die woord wat aan my gebring word, is die geopenbaarde woord. Ek moet seker maak dit is die woorde van Jesus Christus. Jesus sê, my woorde is gees en dit is lewe. Ek gewaar dat die Here wil vandag as sy mense wakker skud. Want ons is in die laaste tyd, ons is in die tekens. Kom, ek noem gou hierdie ding. Ons weet van hierdie flu-virus wat nou hier sy rond gegaan het by baie van ons mense, veral in die Kaap. Nou kom ek noem gou of maak 'n voorbeeld. Nou as jy die simptome het van die flu-virus, hoor mooi, dan sê jy nie gewoonlik, ek gaan flu kry nie. Jy sê eintlik, ek het flu. Hoekom? Want die virus het nou jou liggaam betree, het jou liggaam binne gedring. So jy gaan dit nie kry nie, jy het dit al reeds. Hoekom? Want die simptome is daar. My Lord, so met dieselfde is dat die tekens wat daar is, van die koms van Jesus is daar. Dit beteken, familie, dat die koms van die Here is hier. Dit is by die deur, dit is voor die deur. So met ander woorde, ek en jy moet observeer. Dit beteken ek en jy ons moet die skrif naspeur. Dit beteken ek en jy ons moet ondersoek instel en navraag doen. Die wyse manne kom en sê, ons soek die kindjie, die koning, wat gebore is, die koning van die Jode, want ons wil aan hom hulde bring. Hulle sê, ons het sy ster gesien. We have seen a sign that the king of the Jews were born. Daar is tekens, geliefde. Daar is duidelike tekens, wat daarop dui dat die koms van die Here is hier. Het u geweet, die skrif sê dit, dat 1000 jaar is vir die Here soos een dag, en 'n dag soos 1000 jaar. Jy sien, kom ons laat ons nie mislei nie. Kom ons word nie weggevoer en meegeslee deur mense wat sê, man, kom ons lewe, en ons geniet die lewe, en bla 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 nie. Nee. As kyk gou na Handelinge 17. Ek wil vir u wys, familie, die belangrikheid wat ek en jy, of die verantwoordelikheid wat ek en jy het, in 'n tyd soos hierdie. Handelinge 17 vers 1. Toe het hulle deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was.
En volgens sy gewoonte het Paulus gegaan en 3 sabbate lang met hulle gespreek uit die skrifte. Ek dink is die skrif, ja, dit praat van Paulus in Thessalonika en Berea. Vers 3, en dit uitgelê en aangetoon, dat die Christus moes ly, en uit die dode opstaan, en gesê, hierdie Jesus, wat ek aan julle verkondig, is die Christus. Vers 4, en sommige van hulle is oortuig, en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, en ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke, en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Ek wil hom lees uit die Engelse vertaling, hy stel hom baie mooi, bly net gou by my, hoor wat sê hierso. When Paul and his companions had passed through die woord, ek sal die woord ken, amen. There was a Jewish synagogue, as was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scripture. Nou wat ek eintlik vir julle hier wil sê, familie, is dat hierdie Bereaanse mense, as mense wat die woord van God geondersoek het, met ander woorde, het gaan seker maak of dit wat Paulus sê, die waarheid is. Jy sien, as ek en jy die woord van God hoor, en ek wil dit aanraai op hierdie program Encounters, dat wat ek aan u voorhou, familie, is nie net vir jou om te vat en te hardloop mening. Ek wil u aanraai, gaan en maak seker dat dit wat u hoor, of dit is wat die Here sê. Gaan en maak seker, en gaan stel ondersoek in, om te hoor, kom dit van God af. Ek sien te veel van ons sit net, en ons luister, en ons neem in, en ons hardloop met die goed. En as ek my weer kom kry, is my lewe besig om 'n heel verkeerde rigting in te slaan. Die wyse manne, is manne wat vir ons vandag 'n ding kan leer, en ek dink vir eeue lank. Baie van ons voel ons mag nie, maar die Here sê stel die gees op die proef. As dit wat ek ontvang, as die kos wat ek kry, is it the food at the proper time? As dit van die Here af, dan gaan baie valse profete kom, sê die Here, valse Christusse. En hy sê, as dit moontlik is, hulle gaan baie wonders en tekens doen, en as dit moontlik is, ook die uitverkorenes mislei. Dieselfde in die tyd van Noag, as wat gaan gebeur in die tyd by die koms van die seun van die mens. Baie sal wonders en tekens doen, baie sal groot dinge doen, en sommige van ons sal hulle ag en sien as ware mense van God. Maar ons leer, Jesus sê vir ons, dat in daai dag sal hulle vir my al hierdie goed vertel, en hy gaan vir sommige sê, hy sê, gaan weg, ek ken julle nie, julle werk is van ongeregtigheid. Ek sê, waar is ek en u in hierdie tyd? Waar is my verhouding met God? Maak ek dit werk, of maak ek werk om te observeer in die gees natuurlik? Maak ek my werk om die skrif na te speur? Ek en jy kan net gaan agter wonders en tekens nie. Ek glo nie wonders en tekens vir ander mense nie. Ek glo dat wat die woord sê, Romeine 12 vers 2, word dan verander deur die vernuwing van julle gemoed. Be transformed, be changed by the renewing of your mind. As wanneer die woord van God my transformeer. Ek sê die woord van God moet my substance wees. Die woord van God moet die basis wees, die fondasie van my lewe. Nie wonders en tekens nie. Baie kan wonders en tekens doen, maar nie almal kan die woord van die lewe kan hulle voortbring nie. Dit kos mense wat deur God afgesonder is. Dit kos dat die woord van God moet geopenbaar word. Dit kos dat die woord van God moet lewend word. En soos ek vroeger gesê het, die opening van sy woord bring lig. In 'n donker wêreld het ek die openbaring van God se woord nodig. En daarom vandag, familie, ek sluit af, ek wil u aanmoedig,
Maak seker dat dit wat jy ontvang is van God af. Maak seker om ondersoek in te stel, om navraag te doen. Dit maak nie van my 'n swakkeling om navraag te doen nie. Dit maak nie van my minder geestelik om navraag en ondersoek in te stel nie. Soos die Bereaanse gelowiges, hulle het seker gaan maak, hulle het gaan kyk of dit wat Paulus van praat, of dit wel so is. Kom ons laat ons nie in 'n tyd soos hierdie om die bos lei nie. Soos wat die Here lankmoedig is om te kom, terwyl daar nog volgens ons 'n vertraging is dit eintlik maar die hart van God, die wil van die Vader, om alle mense te red, en dat dit een mens verlore mag gaan nie. Ek wil in hierdie tyd moet ons regtig, ons moet kom en ons moet bid, ons moet nugter wees, ons moet waaksaam wees. Net soos wat die Here groot dinge wil doen, weet ons het 'n teestander. En ek en jy kan nie so consumed wees deur ons omstandighede en ons behoeftes, dat ons niks met ons verhouding met God te doen het, en ons gaan net aan, en ons gaan net Sondag kerk toe, en ek woon net die diens en goed by, en as ek daar klas, dan is ek ook klaar nie. Nee. Dan gaan ek aan met my normale lewe. Nee. Ek moet gaan sit, en ek moet tyd maak voor die Here. Ek moet sit by sy voete. Ek moet sit met die woord. Ek moet bepeinsing doen. Halleluja. Kom ons bid net saam terwyl ek afsluit. Liewe Vader, ek sê vir baie dankie vir hierdie oomblik, vir hierdie voorreg wat jy ons gegee het, Here. Ek besef werklik, Here, dat daar's 'n wekroep, daar's 'n wekroep van u kant af, Here, vir u volk, Here. Dat waarin ons die tyd waar ons verkeer, Here, is 'n verskriklike tyd. En dit gaan nie net omdat ons die lelike dinge raak sien, Here, maar ek glo dat u weet waarmee u besig is, u weet wat u doen. Ek wil vra, Heilige Gees, help ons in hierdie tyd om baie nugter en waaksaam te wees. Help ons, Here, om te wees soos die wyse manne wat gekom het toe hulle die ster van Jesus sien opkom, om ondersoek in te stel en navraag te doen. Here, wees met die volk in grootheid, in mag en in rykdom, in Jesus Christus naam, met baie danksegging. Amen. Familie, tot volgende week, elke donderdag om 9, sien die volgende week, die Here seën. Amen.